woord. Vader, ons wil U aanbid, Here, vir die wonderlike woord, Here, wat U gekom in die vlees vir ons openbaar het in Jesus. Die woord wat vlees geword onder ons kom woon het. En Here, U sê, ons kom aanskou. En Vader, maar die tyd toe U gekom het op die aarde, kon mense nie U erken nie. Help ons om die woord te ontvang en te erken. Here, in ons harte vanoggend, ons wil die woord nooit uit ons harte laat ontsnap nie, Here. Ons wil altyd die woord verberg in ons harte. Ons wil altyd meer van die woord hê. Vader, daarom verheerlik U naam deur die woord vanoggend, dat die woord lewe voortbring, dat die woord lewe spreek in elke hart, Here, dat 30-voudig, 60-voudig, 100-voudige vrug voortbring vanoggend, wat ons so nodig het, Here. Ons wil U aanbid daarvoor in Jesus naam. Dankie, Vader, dat U in U woord is, en daar waar U woord is, daar is lewe. Daar waar U woord gestuur is, Vader, daar wek U dinge op in ons lewens, Vader. Dit wat vanoggend dood en dormant lê, dit wat vanoggend stagneer het, Vader, dit wat die vyand kom afbreek het, maar ons vra, Vader, bid op die woord vanoggend, dat die woord inspirasie bring, dat die woord genesing bring vanoggend, Vader. Is alleen net in die woord, dat ons hierdie dinge kan beleef, en ons bid hier daarvoor in Jesus naam. En ons sê amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. So 'n bietjie die woord stil staan vanoggend, en ons gaan 'n paar skrifte saam lees. As jy nie kan sien nie, dis 'n bietjie klein nou. Dan kan ons staan, kyk in die Bybel saam met my, en blaai saam met my in die woord, na die boek van Exodus 8 vers 22. Exodus 8 vers 22. Vir almal wag, dan gaan sê op die dag met die land van Goshen, waar my volk woon, 'n uitsondering maak, waar daar geen steekvlees sal wees nie, sodat jy kan weet dat ek die Here in die land is. En ek sal verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind, en die Here het so gedoen. Dik swarm steekvlees in die huis van Farao en die huis van die dienaars, en die Here het Egipte land gekom, die land is deur die steekvlees verwoes. So die woord van die Here leer vir ons hier vanoggend, dat wie jy praat vanoggend, jy het 'n keuse in jou lewe. Jy het 'n keuse om reg te kies of verkeerd te kies in jou lewe. Jy het selfs 'n keuse om dood of lewe te kies. Nou, die Bybel sê vir ons duidelik in die boek van Deuteronomium 30 sê die woord, ek gee vir jou dood en lewe, seën en vloek, ek kies jy lewe dat jy nog lewe. Nou, en baie keer weet ons nie om te kies nie. Ons weet nie wat om 'n plek in te neem, 'n standpunt in te neem, en te sê, maar ek kies eerder lewe. Ek kies eerder om die Here te volg in my lewe. En die mandaat wat die Here vir ons stel vanoggend is juist dit. Hy sê, kies lewe, dat jy mag lewe. En die Here sê vir ons duidelik hier, daar was eintlik 'n keuse. En ons sien in die woord van die Here, hy sê, ek stel 'n verlossing. Daar is 'n verlossing wat ek stel, is in my volk en jou volk. Die Here sê, ek stel 'n verlossing. Gaan jy die verlossing aanvaar, of gaan jy nie die verlossing aanvaar nie? In jou lewe, my Here bied. Amen. Want die Here het elke keer 'n oplossing vir jou probleem. Hy het elke keer 'n oplossing vir wat jy deurgaan in jou lewe. Maak nie saak hoe groot dit lyk nie, of hoe onmoontlik dit lyk vanoggend, die Here het 'n oplossing vir jou en my. Hy het 'n oplossing gestel van die kruis af van Golgotha. Die woord verlossing hier is eintlik ook die woord vir Jesus, Yeshua. Jesus, die Hebreëse vertaling Yeshua. Ek stel vir jou Yeshua, 'n verlosser. Ek stel vir jou die verlosser. En ek gee dit vir jou tussen my volk en jou volk. Moses sê die woorde vir Farao spreek nou. Die Vader sê vir hom, gaan na die Farao toe en sê vir hom, ek gaan 'n verlossing bring. Tussen my volk en jou volk. Tussen die slawerny, tussen die beginsel van dood en die mag van sonde wat Egipte simboliseer. En die Here sê, ek gaan 'n verlosser bring in die middeweg. Ek gaan iets bring wat die slawerny gaan breek, die vrees gaan breek, die sonde finaal gaan breek. Amen. Hy sê dit vir Farao hier. Die woord verlossing hier is Yeshua, die verlosser Jesus. Amen. En dit beteken hier dat ons sien die woord van die Here sê vir ons dat daar is geen steekvlee in die huis van die Israeliete gewees nie. Nou, maar die steekvlee het wel die Egiptenare getref. En die Here het nie vir 'n kind van die Here steekvlee bepaal nie. Hy het nie vir jou 'n steekvlieg bepaal nie. Amen. Daar's niks wat jou eintlik moet steek en jy moet verhinder nie. Daar's niks wat jy in jou lewe moet verhinder om die volle lewe te lei wat jy in die Here beleef vandag nie. Jy moet eintlik 'n lewe van oorwinning hê as 'n kind van die Here. Jy moet genees wees deur die Here se wonde. Jy moet die woord ervaar en die woord begryp en krag in jou binneste en geloof ervaar in die Here. Dis die Here se wil en beginsel vir jou en my, om altyd in oorwinning te wandel. Amen. En ek hou van die volgende gedeelte wat hy vir ons sê. Exodus 10 vers 21, nog 'n voorbeeld daarvan. Vat jy met Moses, steek jou hand uit na die hemel en daar's 'n duisternis oor Egipte kom, sodat die mense duisternis kan gryp, dit tasbaar voel nou. Die duisternis kan gryp. Praat van load shedding. Halleluja. Dit is die eerste geval van load shedding. En ons sien hier
Want die duisternis is so geweldig, jy kon dit tasbaar voel, jy kon dit gryp. Dis asof jy die asem kry, oorweldig jou. Toe Moses sy hand uitsteek in die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipte land, 3 dae lank. Die een en die ander nie gesien nie, en niemand het op sy plek af opgestaan nie. 3 dae lank, maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Halleluja, prys die Here, amen. Die Here sê, die duisternis is so dik gewees, so geweldig gewees, dat hulle kon dit tasbaar voel. En niemand het opgestaan uit hulle plekke nie. Dink jy met 3 dae wag, die duisternis oorgaan. Jy kan nie beweeg nie, anders val jy oor iets. Anders loop jy iemand vas. Amen, en dit is so geweldig die duisternis, ek praat van load shedding fase 7. Maar dit is as op Kers kom, hy blaas in jou huis, halleluja. Amen, en dit is 'n perfekte load shedding, amen, wat die Here druk. En ons sien hier, die duisternis is so geweldig, dat die duisternis oorweldig die hele volk van Egipte. Maar die kinders van die Here het lig in hulle woonplekke gehad. Die kinders van God het lig ervaar. Dis nie 'n lig wat kersse simboliseer nie, of 'n lampie wat hulle kon aansteek nie. Hierdie lig was God se lig. Amen. Anders sou Egiptenare ook tog 'n lampie kon aansteek. Nou, daar is ook 'n kers kon brand. Daar was geen vlam beskikbaar eers, so geweldig was die duisternis. Geen natuurlike lig was beskikbaar nie. Jy kon nie 'n vuurtjie trek, dit sou nie gehelp nie. Amen, so geweldig was die duisternis geweest. En dit is 'n bonatuurlike lig wat skyn in elke kind van God se lewe vanoggend. Jy het die lig van lewe. Jy het die lig wat alle duisternis geweldig vanoggend in jou lewe. Jy het lig wat alles verlig in jou lewe. Maak nie saak hoe duister dit lyk daar buite nie. Jy het die lig, weet jy, daar is so baie omstandighede om ons. As jy kyk, 700 mense nou nog doodgetrap by ons skeer. Die duisternis van die wêreld, daar is soveel dinge wat gekant staan teen ons lewens as kinders van die Here. Dinge wat jou oorweldig, dinge wat jou wil teneergedruk maak, dinge wat jou oorweldig in jou gees en jou lewe, maar die vyand wil dit steek in jou lewe, maar die kinders van lig gaan meer lig ervaar. Amen. Die Bybel sê dit vir ons Jesaja 60. Hy sê dat staan op en skyn, met jou lig het gekom, né? En duisternis het oor jou, die duisternis het jou verlaat, sê die woord in die vers 2 van Jesaja 60 vers 2. Maar hy sê, oor jou gaan die lig opgaan. Duisternis gaan vermeerder, maar oor jou gaan die lig opgaan, sê die woord. Oor jou gaan die lig skyn as 'n kind van die Here. Jy het altyd lig in jou. En ons altyd lig wat skyn in jou omstandighede as 'n kind van die Here. Halleluja, want Jesus is die lig van die lewe, van die lewe. Hy het gekom om lig te gee vir elkeen. Hy sê in Johannes 1, hy sê, hy is die een wat die mense verlig. Hy sê, hy het gekom met as die lig wat elke mens verlig. Hy verlig ons vanoggend. Hy verlig jou met leer, hy verlig jou met jou persepsie. Hy verlig jou gedagtes om te glo. Hy verlig jou hart om te glo vanoggend. Amen. En dis wat Here sê vir ons. Verligting van oor, verligting van hart. En dit beteken, ek en jy het oorwinning as kinders van die Here. Weet jy, toe Jesus gekom het in die vorm van die vlees, toe kom hy as die Seun van God. Maar hy kom in die vorm van die vlees, hy het vir ons elkeen 'n weg gemaak, tot by die Vader. En weet jy, hy was mens, maar was God ook gewees. Hy het nie sy ek en jy gelei. Hy het nie sy ek en jy gevoelens gehad, hy het getwyfel, dalk bestaan nie. Maar hy het gesê, my donkerste uur, Here, laat die beker verby my gaan. Nou, die donkerste uur, toe hy dalk gedink het, sjoe, Here, laat die beker verby my gaan. 'n oomblik van twyfel dalk gehad. Want sê Vader, nee, ek weet, hierdie koppie moet ek drink. En toe gaan die twyfel weg. Amen. Want hy het nooit sonde gehad nie. Hy het nooit sonde beleef nie. Hy het nooit 'n versoeking wat hom gestaan het hy nooit misluk in nie. Hy het elke versoeking oortref en oorwin as seun van God, maar ook seun van die mens. Amen. Dit beteken hy is seun van God, maar hy is ook in vlees tegekom as die woord van die Here. En die vlees wat woord was, het onder ons kom wandel. En daardie vlees, daardie woord is in die kruis vasgemaak vir jou en my, om 'n ewige verlossing vir ons te bring vanoggend. Die Here gee vir ons weer 'n ultimatum vanoggend. Hy sê, ek gee vir jou 'n verlossing. Tussen jou probleem en tussen jou. Kies die verlossing en dan gaan die probleem opgelos word vanoggend. Amen. En die oplossing is in Psalm 91. Ek graag met julle net wil deurgaan vanoggend. En ons sien daar, is 'n baie mooi Psalm, ons lees dit saam. As die Bybel gebring het, hy wat in die skuilplek van die Hoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal vir die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, hy wat in die skuilplek van Elohim, die Here die Almagtige sit, hy wat in die skuilplek van God gaan sit. Die woord sit hier, is eintlik die woord vertoef en die hele dag spandeer.
Halleluja. Ek hou van dit. Is jy bereid om die hele nag te spandeer? As dit duisternis om jou is, dan is die lig wat skyn nie. Is jy bereid om onder die vleuels van God tyd te spandeer? Dat die lig kan kom. Jy wat onder die vleuels van God skuil en vind. Halleluja, om onder sy vleuels te sit beteken, Here, ek spandeer die nag saam met jou. Ek spandeer 'n oomblik saam met jou, Here. En ek sal nie toelaat dat duisternis oorweldig nie, want die skaduwee van God is baie belangriker as die duisternis van die wêreld. Amen. En die skaduwee van God, om onder die vleuels van die Here te wandel en daar te skuil, beteken, jy is vir altyd geperseveer. En ek praat met julle vanoggend eintlik oor vry van siekte, vry van dood en vry van ongelukke. Want dis wat die Here se plan is vir jou lewe. Vry van insidente, vry van ongelukke, vry van negatiewe dinge wat jou wil tref in jou lewe. Hoeveel dinge is daar buite wat jou net wil oorweldig? Enige klein dingetjie wil jou oorweldig. Weet jy, die woord van die Here help ons om te leer en te verstaan as 'n skuilplek in die Here vanoggend, onder sy vleuels waar ons kan skuil en vind as kinders van die Here. Hy sê, sal vernag, sal tyd spandeer, sal die hele nag spandeer in die skaduwee van die Almagtige, El Shaddai, die Almagtige God. Die Almagtige God. Amen, Shaddai. Ek noem hom El Shaddai. Amen, because he's dead. Alright. El Shaddai. Dad, God. En hy sê hier so in vers 2, ek sal tot die Here Jahwe sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dis wat ons harte moet uitroep na toe, né? Die vertroue in die Here. Ons moet altyd 'n beklemtoning van ons harte hê. Here, ek vertrou U. Here, ek aanbid U. Die getrouheid in jou hart bewys vir die Here dat jy lief is vir hom. Die trou wat die Here het teenoor ons is altyd daar. Hy sal nooit jou verlaat nie. Hy sal nooit iets van jou weerhou nie. Hy sal altyd 'n oplossing bring vir jou as 'n kind van die Here. En ons moet getrou wees oor sy trou. En hy sê, daar's 'n bergvesting in die Here. Hy sê, hy is my bergvesting, my toevlug. Ek hardloop na hom toe in tye van nood. Ek hardloop na hom toe. Hy is 'n beskutting vir my. Ek bly almal van julle is hier vanoggend. 22 September sal al die wêreld vergaan. Halleluja. Daar's 'n baie boodskap op Facebook. Wêreld gaan vergaan. Lukas 24 sê, nie eers Jesus weet wat in die wêreld vergaan. Amen. Moenie mislei word deur die goed. Amen. Die Vader sal vir Jesus eendag sê, gaan haal hulle. Hy sê, go get them. Hulle moet aan my toe kom. En dan van hulle ons toe kom en ons kom haal. En die wêreld gaan eindig. Maar op hierdie stadium, moenie die gerugte glo van mense wat sê, weet jy, Australië kry vir eers het hulle geweet. So ons het die nuus gesien die 22ste, Australië kry eers die 22 September, dan kry ons 22 September. Maar dit is 10 ure voor ons. Amen. Ons as op die nuus gesê, hoe jy hardloop, gaan na 'n bergfees en toe kry grond iewers en geskuil en klippe gaan oor ons val en die wêreld vergaan en al die dinge. So dis nie vir ons beskore om baie te glo nie. Amen. Want die sorg dit gaan nie 'n dag en 'n tyd wees nie, dit gaan 'n oomblik wees, sê die woord. 'n Oomblik. Amen. In 'n oogwink. Prys die Here. Amen. Want hy is dit wat jy red in die net van die volvanger van die verderflike pes. Hy red jou in die net van die volvanger van die verderflike pes. Daar's bekende siektes en onbekende siektes. Mense vrees verderflike peste. Dokters is nou nog wonder wat gaan aan met my siel. En ek weet, hulle gaan wonder vir altyd, wat gaan ek vind? Amen, maar prys die Here, want die Here het klaar 'n toevlug en 'n bergvesting gegee vir hom. En ek weet dat die Here sê vir jou volgens kind van die Here, al is daar verderflike peste, bekende dinge en onbekende dinge. Hoeveel keer vrees mense onbekende siektes, nou? Ek hoor vanmiddag van 'n seun, hy val dood op 'n rugbyveld neer, onbekende siekte, 14 jaar oud. Onbekende dinge wat mense vrees. In die lewe, vrese wat jou tref, verderflike dinge, wat jy dink, sjoe, net wat gebeur het met my. Hierdie vrese wat ons harte oorweldig baie kere. Die dinge wat in ons staan, ons gedagtes oorweldig sê, maar daar's nie 'n kans jy dit kry nie, daar's nie 'n kans as dit gebeur met jou nie. Maar hy sê, hy red jou net van 'n volvanger uit die verderflike pes. Hy dak jou met sy vlerke, onder sy vleuels in die skuil ontvind. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Sy trou is altyd skild en 'n panser. Sy vlerke oordak jou lewe. Hy sê, daar's beskutting onder sy vlerke, onder sy vleuels, daar. As sy vlerke uitsprei oor jou, is 'n wil van engele wat oor jou waak. Die vlerke van engele, serafs en gerubs wat oor jou waak. Serafs het 6 vlerke, hulle vlieg met daardie vlerke
As die teenwoordigheid van die Here kom, bedek hulle voete. Hulle bedek hulle liggame met die ander vlerke en die ander bedek hulle hoofde. En die teenwoordigheid van die Here is 'n beeld van die ontsag en die heiligheid van die Vader van die Here. Hierdie vlerke is vir jou wat jou beskerm en omvang. Jou hoof, jou liggaam en jou voete word bedek deur die Here. Dit is skyn by die Here. Amen, dat is skeiding in sy teenwoordigheid. Dat is skeiding as die Here sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou wees van nou naby uit. Die engele word aangaande jou bevel gegee. Vandag is daar lig in jou lewe. Jy het nie duisternis wat jy moet wandel heeltyd nie en wanneer jy nie uitkoms sê nie. Jy is 'n kind van lig. En daardie lig oorweldig jou lewe vanoggend en dit vul jou lewe, want Jesus is die lig in jou lewe. En dit sal altyd sorg dat engele na jou toe kom en engele jou oorskadu met beskerming. En dis die Here se vleuels wat hy van praat, die vlerke van die Here. Die vlerke van God is dienende geeste wat hy uitstuur oor jou lewe om jou te beskerm, jou te omvou, net omsingel. En dis kan jy skade aanbring nie, want jy is in die vleuels van die Here, is jy veilig. Vers 5 sê jy hoef nie vrees vir skrik van die nag, die pyl bedags vlieg nie. Skrik vir die nag. Weet jy baie mense bang vir die nag. As dit nag word, sit ons self toe ons agter ons palisades en ons heininge. Goed so. Maar jy moet waak en bid na. Jy net bid nie. Sluit maar die deur. Halleluja. Dis net prakties gesproke reg. Maar die Here, daar's baie skrik in die nag. Mense wat in die nag besorgd is oor, gaan ek veilig wees? Gaan ek nog môreoggend opstaan? Gaan ek 'n plek hê van beskutting in die aand? Ja, en dit is baie bekommernis in ons hart. Ons sien die misdaad, ons sien die vrese wat altyd bedags vlieg. Die pyl bedags vlieg, sê die woord van die Here. Pyle, oorlog, gerigte van oorlog wat die wêreld ook kan skou. Daardie dinge is altyd vreesend by ons agterkop bly, né? Maar dank die Here dat ons vry maak van al hierdie dinge. Hy sê jy hoef nie te vrees vir 'n verderflike pes nie, vir 'n pyl of vir die skrik van die nag nie. Jy moet nie vrees nie. As jy aand geslaap sê, Here, U is my beskutting, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dis wat die Here vir ons geleer vanoggend weer sê, maar kom na Hom toe. Hy is jou bron, hy is jou lewe, hy is jou lig. As daar duisternis in die aand is en nag, skrik van die nag val oor jou, weet daar's 'n lig in jou wat alle duisternis verdryf. En dis lies in jou hoop van heerlikheid. Kolossense 1:27 sê, Christus in my is die hoop van alle heerlikheid. Halleluja. Christus in my is die hoop van heerlikheid. Dis heerlikheid uit jou lewe straal. Dis heerlikheid wat die Vader bang is voor. Dis heerlikheid wat die peste en die siektes verdrywe uit jou omstandighede, uit jou huis uit. Siekte kan nie staan waar 'n kind van die Here in lig wandel nie. Die peste kan nie oorweldig nie. Daar waar 'n kind van God met God tyd spandeer, onder die vleuels tyd spandeer, sy hande oplig en sê, Here, ek verheerlik U. Die Here bedien met jou lewe en die Here eer met jou lewe. Daar kan geen skrik of geen pes of geen siekte jou oorweldig nie. Want die Here het klare weg gemaak vir ons elkeen om lewe te ervaar. En hy gaan verder vir ons en sê, al val daar 1000 aan jou sy, 10.000 aan jou regterkant, maar jou sal dit nie aankom nie. Met jou eie oë sal jy aanskou en die vergelde van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. As die Here toevlug is die Here Allerhoogste jou beskutting. Nou, jy maak hom jou beskutting. Jy sê, Here, was geen metode in hierdie wêreld my kan beskut nie. Al het jy 'n alarmstelsel, al het jy palisades, al het jy al die dinge, was geen metode wat ons kan beskut nie. Weet jy, baie mense sal inkom, nou, as hulle moet inkom. Maar die Here sê, maak God jou beskutting. Vertrou nie op die Here. Vertrou op sy vermoë. Want die Here is jou beskutting, hy wil jou beskutting wees. Hy wil insluit van voor en van agter. Hy wil sy hand op jou lewe lê en vir sê, maar my kind, ek kyk na jou, ek sien om na jou. Wat so 'n wonderwerk wat ons beleef elke dag in ons lewens. Elke dag is daar iets om uit te sien in die Here, né? Elke dag is daar iets om uit te sien. Weet jy, as die Here die son kan laat stil staan vir Josua, kan hy sekerlik ook vir ons iets doen. Amen. As die Here die son kan laat stil staan vir Josua, die Ou Testamentiese bedeling waar die ouens die wet moes glo, die wet moes vashou. Hoeveel te meer die genade van Jesus vanoggend in jou lewe, wat jy kan sê, Here, ek verklaar dinge, Here, ek verlang na dinge in my lewe wat ek wil hê en wat ek wil sien gebeur in my lewe, Here. Die Here sê, ek gaan dit moontlik maak, want jy maak my jou beskutting en jy kom na my in 'n tyd van nood. En die oorlog en die ongelukke,
die siektes, die peste, gaan van jou lewe afwyk. Omdat jy die Here jou beskutting maak. En hy het gevra vir my, dan jy kom ek siek geword. Ek sê, weet jy, die Here wil net vir ons sê, kom ons hardloop in die meer dieper na hom toe, kom ons gaan meer na hom toe. Maak hom meer jou beskutting as nooit tevore. Dokter sê, 'n seentjie van 11 kan nie so siek word nie. Hy mag nie so siek word nie. Hulle kry gou verkoue as ook. 3 maande nou al geen die skool toe gewees nie. Maar ons weet die Here het klaar hom gesond gemaak. Amen. En ons maak elke dag die Here sy beskutting. Ons hardloop elke dag na die Vader toe. Ons weet die dokters is raad toe. Maar dat is nie raad by die dokters nie. Dis raad by die Here. Hy is ons beskutting. Amen. Hy is ons toevlug. En ek weet die Here het klaar 'n weg gemaak. Hy sê geen onheil gaan jou tref nie, geen plaag naby jou tent kom nie. Geen onheil sal jou tref nie, geen plaag naby jou tent kom nie. Hoeveel mense vrees onheil? Hoeveel mense vrees die onheil wat jy gaan tref ewe skielik of die plaag wat naby jou tent in woning gaan kom? Hierdie steekvlee is nie vir die kinders van Israel bedoel nie. Die duisternis was nie vir die kinders van Israel bedoel nie. Die Here het juist hulle gestuur vir hulle. Hy het juist steekvlee verhinder om hulle nie te tref nie. En die Here wys ons vanoggend ook in sy woord. Daar's geen pes of geen siekte wat die Here ooit vir jou beplan nie. Ja, maar weet jy, die Here leer my iets in my siekte. Die mense gehoor praat so. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Nie eens gesondheid. Nou hoor ek baie mense preek dit van die kansel 'n paar keer en sê, ja, maar die goeie herder, as hy die skaapie in die gat sien val, dan gaan hy skaapie uit en hy breek sy bene om iets te leer en hy sit op sy skouer en dra hom terug kraal toe. Nee. Dis alleen, amen. As jy oor praat met ouens in Israel, hulle weet nie van sulke goed nie. Hulle weet nie van sulke goed. Die Here sal nie jou been breek. Bedoel, as my kind geval by die fiets, en ek gaan met die kar oor sy been en sê, wat die voel jy nou? Wil die Here jou iets leer in die pyn en jou lyding? Nee. As die Here sulke mooi goed wat ons sê, hoekom sal die Here sulke goed sê oor ons? As hy pyn vir jou bedoel, en smart vir jou bedoel, en ongelukkig vir jou bedoel. Ek gaan my kind se been op 50 plekke breek om iets te leer, halleluja. Ek gaan nie, die Here wil ook nie dit vir jou doen nie. Hy sê as lig, vry van steekvlee, vry van die plaag van Egipte. Elke keer is die kinders van Israel geperseveer in die plaag. Elke keer. Vry van die dood. Vry van die engel van dood wat die huis kom besoek het selfs. Die bloed van die lam is genoeg. Amen, om daardie plaag te verhinder in jou lewe. Halleluja, prys die naam van Jesus vanoggend. Amen. Hy is 'n goeie God met goeie bedoelinge. Die woord gospel beteken goeie nuus. Nie slegte nuus nie. Ja, maar broer, die Here gaan jou net straf of jy iets leer, en jy moet daai siekte deurgaan. Ek lag net so, ek vertel nou af vir die aanddiens, mense die aanddiens was. In die kweekskool en leer die ouens mos, jy moet daai kansel vat, broer. En maar die kansel vas is soos 'n bus wat jy dryf. En jy stuur hom reg uit met koersvas. Koersvas. En dis waar die oordele gespreek word. En dis die oordeel wat die Here bedoel nie. Die Here bedoel nie oordeel vir elkeen van julle. Die Here bedoel juis genade en oorvloed. Amen. Vergifnis, vryheid, oorwinning in die gees van die Here. Vryheid wat elkeen van julle kan beleef vanoggend. 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van genesing. En dis hier is die plan. Die Here het my wakker gemaak oor die goed ook in die week en gesê kyk na die Psalm en leer daaruit. En hy sê in vers 11, want hy sal sy engele aangaande bevel gee om te bewaar op al jou weë. En ek hou van die woord weë hier, die woord weë is die woord Derek. D-E-R-E-K, Derek. As die naam Derek is, beteken dit jy is 'n weg. Jy is 'n pad, jy is 'n weg, jy is 'n, dis eintlik 'n reis. Derek beteken 'n reis van God. Baie mooi. As die naam Derek is jy 'n goeie plek vir. Maar hy sê in die woord, hy sê dat die wee, op al jou wee gaan die Here bewaar. Nou kom die duivel en hy mislei ons baie kere, want hy ken die woord heeltemal nie. In Lukas 4, vers 10 sien ons, daar staan geskrywe, toe die vyand Jesus kom versoek in die woestyn, daar staan geskrywe, hy sê engele aangaande bevel gee om jou te bewaar. En hulle sal op jou hande dra, so
jy nie miskien jou voet in 'n klip stamp nie. Die duiwel verdraai hierdie woord 'n bietjie. Die duiwel kan nie die woord regtig quoteer nie. Baie mense sê, ja, maar die duiwel ken die woord beter as ons. Ja, miskien ken hy dit, maar hy quoteer dit nie reg nie. Hy het nie die gees van Here in hom om die woord te quoteer nie. Hy het nie die woord soos ek en jy die woord ken nie. So hy kom en quoteer die woord verskillend. Kyk wie wat sê die Psalm, hy probeer quoteer Psalm 91 vir Jesus, maar hy quoteer dit verkeerd. Hy sê, hy gaan die bewaar op al jou weë. Nou, hy sê, hy gee engele aangaande bevel om jou te bewaar. Hy sê nie op al jou weë nie, hy los dit uit. Want hy sê vir Jesus, spring maar van die tempel af, die engele gaan jou vang, en hulle gaan jou so bewaar. Maar die Here verwys eintlik na weë, die pad wat jy loop vir die Here. Elke tree wat jy gee in die lewe, hy praat nie van, weet jy, as jy nou van die tempel afspring, gaan jy bewaar word nie. Sê, duiwel quoteer dit verkeerd, hy is baie misleidend. En hy dink, hy ken die woord, maar hy ken nie die woord nie. Hy kan nie die woord quoteer wat in die waarheid van die woord staan nie. Hy laat die weë uit. En dit is 'n simbool van, dat die Here sê, hy is die leenaar. Nou, en hoekom luister ons na die leenaar? Hoekom luister ons na hom? As die leen sy ore kom fluister en sê, maar jy is nie goed genoeg vir die Here nie, jy is skuldig, die Here kan nie regtig vergewe nie, jy is maar net, elkeen het 'n roeping, elkeen het 'n doel in die Here, elkeen is besonder vir die Here, halleluja. En Here wil graag bekend maak vir ons, dat sy woord is altyd lewend en kragtig, en die woord kan net deur gesalfde, geseënde kinders van God gespreek word, nou, op die regte manier. Die duiwel kan nie die woord reg spreek nie. Hy sê op jou weë, en jou weë beteken jou wandel, jou denke, jou handel elke dag, dit wat jy doen, dit wat jy voor die Here bring elke dag, dit wat jy by die werk doen, dit wat jy in jou huis doen, dit wat jy ervaar in die Here, daardie ding is belangrijk vir die Here vanoggend. Hy sê, hy gaan jy bewaar op jou weë. As jy tree gee reis sit, is die bewaring beskerming daar. As jy in die kar klim, is beskerming daar. As jy werk toe gaan, is beskerming daar. As jy kinders skool toe gaan, is beskutting van die Here daar. Amen. So hulle moet nie blindings van goed afspring nie. Amen, want die duiwel sê dit vir Jesus, jy spring maar af, is reg. Hy gaan jy bewaar. Maar hy sluit nie weer nie. Sê, hy is 'n leenaar, nou. Hy praat verskillende dinge. Hy sê, hy sal op jou hande dra, so jy voet en geen klip stamp nie. En dis wat die Here sê, hy dra ons op sy hande. Op die leeuw en die ander gaan die trap, die jong leeuw en die stamp en die vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, waarom sal ek hom red? Ek sal beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, ek sal hom verhoor, en nood sal dit by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom verstadig, en ek sal hom my heil laat sien. Met lengte van dae sal ek hom versadig. Dit sê nie hoeveel dae, nee. Hy sê met lengte van dae. So baie van ons dink op 60 moet ons begin oud word. Hoeveel dae soek jy? Het jy al vir die Here gesê, hoe lang wil jy lewe? Nog nie. Vra vir die Here, het jy al vir die Here gevra, Here, ek wil graag 120 sien. Maar die Bybel sê vir ons, Genesis 6, my dae sal 120 wees. Maar ons hou vas in Psalm 90, waar die ouens die woestyn gemurmureer gekla het in die Here. En ons kyk op Psalm 90, en die Here sê, as jy gaan 70 maak, as jy dalk sterk is 80. Maar dit is ouens wat gekla het in die Here, hy sê dit vir hulle in die woestyn. Die Psalm van Moses. Moses het een Psalm geskryf as Psalm 90. En daardie Psalm verklaar dat jy gaan 70 of 80 word. Maar die Here sê van die begin af Genesis 6, 120 jaar. Moses 120 jaar klim op 'n berg, hoor jy? Hy sien Kanaan, sy oë het nie verdof nie. Hy klim met 'n kierie op nie, halleluja. Hy het seker 'n kierie by hom gehad, maar hy gebruik dit nie. En hy klim met die kierie op, en hy klim tot by die berg, hoor jy, en hy sien Kanaan met oë wat nie verdof het nie, halleluja. En ons wil op 80 aftree en doodgaan. So ons mentaliteit, hoe ons dinge sien, hoe ons dinge aanskou. Maar die Here sê, ek is jou lig, ek is jou lewe. Jesus in my is die hoop van heerlikheid. Hy is jou lewe wat in jou woon. En hoeveel lewe kan jy ervaar in hom vanoggend? Amen. Daar's geen dood wat jy kan staan nie. Paulus skryf van hy, hier staan 'n mandaat vir Paulus. Ek gaan nou vir julle wys dat wonderlik is in die woord van die Here. En wat ek gevindig in die vir wys. Vir ons aangaan. Die Here sê,
8 keer in die woord. Hy sê eintlik 9 keer. En nie ondergesit nie. Ek sal hom red. Die Here sê, dis die 9 ek sal in Psalm 91. 9 keer sê ek sal. Hy sê nie jy moet nie, hy sê ek sal. Amen. Baie keer dink ons moet, anders kan God nie. Maar hy sê, as ons my vleuel skel, om my teenwoordigheid wandel, gehoor gee my woord, my genade ervaar jou lewe, hoor dit sê hy. Hy sê, ek sal hom red. Nommer 1, ek sal hom beskerm. Ek sal hom verhoor. Ek sal by hom wees. Ek sal hom uitred. Ek sal eer hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig. Die Here sê, ek gaan jou met lente van dae versadig. Amen. Dankie. En ek sal hom hy laat sien. Ek sal hom hy laat sien. Jy moet gaan preek en dit. Ek sal hom hy laat sien. Ek sal hom hy laat sien, my verlossing. Die woord heil is verlossing. Ek sal verlossing bring. Ek sal elke keer Yeshua, dit sal oor Yeshua, die verlossing bring wat hy nodig het. Amen. Halleluja. Prys ons God. Amen. Hy is 'n wonderlike God. Loof hom vir sy wonderdade. Ek sal sê die Here, ek sal. En dan dink ons, ek moet, en hy wil nie. Is die so nie, die veld kom baie kere, en hy sê vir jou, jy moet, en die Here wil nie regtig nie. By die melaatses kom toe sê, ek wil, en ek sal, jy gesond maak, die melaatse. Jy kan nie my gesond maak, ek wil, en ek sal. Hoe wonderlik is dit, amen, ek wil, en ek sal. Die God van ek sal. Jy het nooit tyd vertaal aan die kind van die Here. Nooit twyfel sy wonderlike trou in die lewe. Hy sê ek sal. Hy gaan verder en hy sê vir ons hier, en dis in die daad gestel is, en wat wonderlik is, Hebreërs 11 vers 35, vroue het hulle dode opstanding teruggekry. Dooies het opgestaan net toe Jesus op die aarde was. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Hierdie skrif my getref het eers skrif lees. Here wys my hier, hy stel elke keer verlossing en bevryding vir elke mens in alle omstandighede. Hierdie mense wou nie bevryding aanneem nie, alhoewel dit was daar. Dit was aangebied vir hulle. Hulle was gemartel met swaarde uit mekaar gekap. Petrus, Johannes, Petrus, Paulus, al die disciples het gelei vir die naam van die Here. Hierdie skrif is hulle van daarop, en hy sê, ek wil die verlossing nie aanneem nie, alhoewel is daar, die Here offer vir my verlossing uit my donker uur, maar ek gaan dit nie aanneem, Jesus is dieselfde, en tyd vir dit sê maar nie. Hy sê, Vader, ek sal gaan met die kruis toe, ek sal. Amen, ek sal dit doen vir die mense, want ek is lief vir hulle, en naam het verheerlik word deur hulle, ek wil 'n kerk oprig, ek wil mense na u toe bring, Vader. En die duivel weerhou jou om baie keer die verlossing te ontvang, want die Here gee altyd verlossing, né? Hy sê een met jou gaan dit lei en hy gaan nooit 'n uitkoms vir jou offer nie. Hy offer 'n uitkoms in die midde van die storms. Die tyd wanneer jy ly en die swaarste kry sê, ek bied vir jou 'n verlossing, halleluja. Maar hulle wou nie bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kry. Ek weet nie wat behels beter opstanding nie. Miskien gaan jy direk, soos Elia. Amen. Nadat jy in die graf val, is jy dadelik klaar. Amen. Nadat jy doodsmaak, is jy dadelik weer by die Here. Dis dalk 'n beter opstanding. Maar daar was 'n opstanding. Daar was 'n bevryding vir hulle geoffer. Sien ons dit? Dis hoe wonderlik die Here is. Hy sê ek offer vir jou bevryding in die midde van die storm, maar hulle wil dit nie aanneem nie. Daar is sulke mense. Hulle wat sê, Here, ek weier om 'n bevryding aan te neem, ek sterf vir die naam. En ons bereid is te sterf vir sy naam. So die Here sou dit nie geskryf het hier as dit nie geoffer het nie. Sien ons dit? As dit nie geoffer het nie, kon hulle dit nie geweier het nie, maar dit geoffer. Wow. Wow. En dit is wonderlik om dit te besef, nou, ons kan sekere dinge, ons het keuses. En die Here gee vir jou die keuse. Kyk nog 'n skrif, ek hou van die Filippense 1, vers 21. Want vir my is die lewe Christus en sterwe is wins. Hy sê daar's twee dinge. Ek kies om te lewe, dis Christus, en te sterwe is wins, want ek gaan na die Vader toe. Hy sê, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. Hy sê ek het 'n keuse.
Ek weet nie of ek gaan kies nie, as ek iemand bly of dood gaan nie, maar hy sê, want ek word weerskante gedring, ek het verlang om heen te gaan, en met Christus te wees, want dit is ver weg die beste. Natuurlijk is dit die beste om by Jesus te wees. Amen. Altyd die beste. Hy sê, maar om die vrees te bly is nodiger vir julle. So hy sê, daar is twee dinge, ek staan tussen twee dinge. Ek moet kies wat ek wil doen, moet ek sterf of moet ek lewe? Hy kom kies. Hy kom kies of hy gemartel wil word en dood wil gaan. En dit is wonderlik om daar so na kyk. Nou, dat ons weet, maar die Here stel vir jou 'n oplossing. Hy stel vir jou 'n vryheid daar, 'n bevryding. Hy sê vir my om te sterwe is wins, om te lewe is Christus. Want ek gaan Christus verkondig in sy weerwandel. Ek gaan verkondig aan die dae van my lewe. En dis 'n wonderlike gedagte, né? Om te weet daar's Paulus skryf bestaan, hy sê dood, waar is jou almal? 1 Korintiërs 15. Dood, waar is jou almal? Ek het al soveel lewe in my, al kom die dood, ek oorwin dit elke keer. Halleluja. Amen. En dood is vorms van siekte, vorms van pyn. Dis alles dood, né? Al die dinge wat in jou lewe negatief is dood wat die Vader kom saai. Maar die Here sê Johannes 10 vers 10, ek kom, dat hulle met lewe hê en lewe in oorvloed. Die Vader bring altyd dood. Jesus wil altyd lewe bring in oorvloed. En tog dink ons, hy is 'n God wat ons straf deur die dood en die pyn en die smart. Hy is inteendeel nie dit, hy is inteendeel dit. Hy is iemand, hy is 'n God wat lewe vir jou beplan, lewe in oorvloed. Ja, die Here sal sekere mense, hy begin sekere mense te vat vir hom. En baie op die nou die stadium. Dit is sy keuse. Maar baie keer sal hy vir jou 'n bevryding stel. Hy gee vir jou 'n keuse. Sien ons dit in die woord. Amen. Daar's wel mense wat sê, Here, eerder by U. Eerder ek wil die wêreld verlaat, eerder by U wees. Dis beter daar by U, Here. Die pyn is weg, die hartseer, die trane is afgedroog. Nooit weer sal ek smart in my lewe. Nooit weer die pyn ervaar nie, ja. Maar die Here gee altyd vir jou 'n mandaat. Hy gee vir jou 'n keuse. Wil jy die bevryding ontvang of nie? En in die begin het ons dit gesien, né? Die Here se woord vir ons geleer, hy sê, ek gaan 'n verlossing stel tussen my volk en jou. So daar's 'n bevryding, daar's 'n verlossing vir elkeen. Wonderlik om te glo, né, en dit te besef. En hy sê, die laaste skrif, 1-2 Timoteus 4 vers 6, want ek wil alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Paulus geweet, sy heengaan is naby. Hy geweet, ek gaan moet sterf, ek sal moet ly. Hy het 'n keuse gemaak. Ek het die goeie stryd gestry, en die wedloop volëindig, ek het my geloof behou. Dis die belangrikste van alles op die einde. Die belangrikste is om jou geloof te behou. Maak nie saak waartoe jy gaan nie. Maak nie saak hoe jy weer lyk nie. Maak nie saak of jy verderf sien nie. Behou jou geloof. Behou jou geloof in die Here en Jesus vermoë in jou lewe. Moet nooit die plek verlaat waar jy wil skyn nie. Moet nooit die plek verlaat waar jy nie eens 'n woonmetyd spandeer. Geef hom al die lof terwyl jy lewe, terwyl jy asem in jou liggaam het, werk vir hom. Wees fiks vir die Here. Ek hou van koning Josia, was 'n baie bekende koning, ons het 'n keer daarna gekyk. Maar hy het eers 'n kanon ontwerp. Hy kon klippe skiet, hierdie kanon. En hy het soveel faam en soveel bekendheid verwerf in die wêreld. Hy sê, nou gaan ek as 'n priester optree, ek gaan in die tempel in. Ek gaan offer wierook vir die Here. En daar's 80 priesters agter hom aan. Hulle sê, moenie doen nie. En die Bybel sê, hulle was fikse priesters. Amen. Fikse priesters. Hulle kom tot by Josia en sê, moenie die wierook offer vir die Here nie. En hy word kwaad, en hy gooi sy sense neem in die wierook in, en hy word melaat so voorkom. Want 'n koning is 'n koning wees, 'n koning kon nie 'n priester wees daai tyd. En al wat die Here sê dan weer vir ons is, dit wees fiks. Hardloop die wedloop. Amen. Die priesters is fiks gewees die woordigheid van die Here. Jy moet 'n fikse priester hê. Amen. Jy moet 'n fikse priester wees jouself vir die Here. Amen. 'n Priester en 'n koning vir die Here. Nou sê die Here, nou is ons 'n heiligdom. In die boek van 1 Petrus 2, ons is 'n koninklike heiligdom. Jy's koning en priester. Nie net 'n koning wat 'n priester mag wees nie. Nie net 'n priester wat 'n koning mag wees nie. Nou is ons 'n koninklike priesterdom. Jesus is ons koning en ons priester. Halleluja. Hy het vir ons die lewe gegee, het voor die Vader gekom en die wêreld klaar uitgegiet vir die troon en gesê, nou gee ek 'n weg vir elkeen. Ek maak 'n weg vir elkeen om in te gaan en koning en priester voor God te wees.
Hy stel 'n keuse aan jou. Wil jy 'n keuse uitoefen? Wil jy sê, Here, ek wil koning en priester wees vir my God. Here, ek sal my geloof behou tot die einde toe. Ek gaan nie opgee op die beloftes van die Here nie. Ek gaan aanhou, Here, om die woord te spreek, die woord te glo. Ek sal aanhou om Jesus te bely as Here in my lewe. Maak nie saak hoe lyk dit om my nie. Ek sal altyd die lig in my lewe dra en 'n lig wees in 'n donker wêreld. Ek sal my lamp aansteek vir die Here. Amen. Die Bybel sê vir ons so duidelik, die Here gaan kom in die tempel en hy praat met een van die kerke. Hy sê, jou lamp het begin verdof en hy gaan die lampstander verwyder omdat jy sê jou kers nie meer brand vir my naam nie. En mag ons nooit daai plek bereik nie, ons duisternis, ons so oorweldig dat ons lig uitdoof nie. Mag ons nooit daai plek bereik in die Here waar ons ligte op hou skyn nie. Amen. Maar ek hou van die Here, hy sê 'n dowwe lamppunt gaan nooit uitdoof nie. Ja. Al begin hy speel 'n bietjie lyk of hy net wil groei. My kers wil groei, hy gaan hom aansteek met sy vuur en sy liefde. Hy gaan oorweldig met sy genade en sy heerlikheid. Amen. En dan word jy weer 'n brandende lamppunt vir die Here, 'n kers wat brand, 'n fakkel wat brand vir Jesus. Jy weet die wêreld het jou nodig. Egipte is vol duisternis daar buite. Ons lewe in Egipte. Amen. Ons is mense uitverkore in Egipte. En die Here sê, alhoewel dat duisternis heers, is jy 'n lig vol. Wees die lig vir die Here vanoggend. Sê Here, ek sal kies om mooi te wees met my vrou. Ek sal kies om mooi te wees met my kinders. Ek sal kies om hierdie pad te stap in my lewe. Ek sal kies, Here, om my ouers te gehoorsaam, hulle te eer in my lewe. Ek sal kies, Here, om die regte ding te doen in my lewe. Wandel die regte pad. Dis die beginsel van die woord. Op die einde van die dag gaan die Here ons besoek met al sy genade en gesê, ek kies en ek gee vir jou lewe. En jy kan daardie vol lewe in die Here beleef. Hoef nie vir jou tyd dood te gaan nie, jy kan 'n lang lewe kan jy versadig mee wees. Amen. En baie keer is mense so bang vir dinge in hulle lewens. Hulle vind daar's nie 'n hoop meer in hulle lewens nie. As hy nie meer hoop is nie, het jy nie meer lewe nie. Amen. As jy ophou hoop en jy geloof nie, jy moet nog steeds hoop in die Here se vermoë. Jy moet die Here jou beskutting maak, jou bergvesting maak in jou lewe. En daardeur kom hy vanoggend en sê vir jou, kom my kind, tel die kop op. Tel die kop op en wees wat ek jou geroep het om te wees. Wandel in my weë, wees my instrument van geregtigheid. Wees die lig wat hierdie lewe moet skyn. En spreek altyd die lig van God. Jy het een mond gekry, nou. En een mond moet dan net mooi gekom. Nie twee monde wat negatief en positief praat nie. Een mond moet net iets spreek, een rigting spreek. Dis woord, lewe, positiewe dinge. Amen. As die mond begin twee dinge spreek, sê vir die ander mond, jy het my een mond gegee, halleluja. Amen. En dis hoekom ek en jy, moenie 'n dubbeltong hê. Een tong wat woord spreek, lewe spreek, gesag spreek, autoriteit spreek. Die duiwel op sy plek sit met jou mond. Amen. Sê die duiwel op sy plek, man, jy's vol van die lig. Jy's vol van die waarheid. Jy behoort aan God. Jy's 'n koningskind. Die lig oorweldig altyd die duisternis, altyd. As ek sal ek gou die lig aansit vir my daar agter. Ek verlies daai. Hier's bietjie duisternis hier binne, né? Miskien wat gebeur as jy die lig aansit. 'n bietjie, kyk dan gaan ek meer lig. Duisternis verlaat die lig dadelik. Amen. En dan 'n bietjie rondom die lig en sê gaan ons dalk eendag ontsnap. Nee. Die lig verdryf die duisternis onmiddellik. En as ek en jy lig ervaar in die Here, dat duisternis het kans in die lewe. Dis bepaal met siekte, ongelukke, fratse, mislukkings, al die dinge en pla wat jou liggaam en jou lewe wil tref in die Here. Jy is bewaar deur die goed, beskik in dit. Amen. En dis wonderlik, ons is so dankbaar vir die Here.